Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, is die 5de Junie die jaar 2026. My naam is Dani Gerwe, man is opgewonde. Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag praat ons 'n bietjie, leef jou roeping uit. Nou elkeen van ons het 'n roeping in ons lewe. Party van ons sal sê, maar ek weet nog nie wat is my roeping nie. Wat is die doel? Hoekom is ek op hierdie aarde? Wat wil die Here vir my sê? Wat moet ek doen? Elke een het 'n roeping. Nou, hoe meer tyd jy in God se woord spandeer, hoe meer tyd jy in sy teenwoordigheid is met gebed en goeders, begin jou roeping vir jou openbaar. En dan gaan jy weet presies wat om te doen en hoe om dit te doen, want die Here sal jou lei. Amen. So kom ons lees so 'n bietjie saam hier uit Efesiërs uit, en dit is Efesiërs 2, ek lees hier vanaf vers 8. Hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Net sien, die Here roep ons tot 'n roeping, en hy sal vir ons toerig en toeberus met wat nodig is, wat ons moet doen. En die volgende gedeelte is daar in Efesiërs 4, verse 1. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in die liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. En dit is een liggaam, een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Hy sê in verse 7, maar aan elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus Jesus. En dan as ons verder gaan, ons gaan lees verse 11, hy sê so, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. So wat is jou roeping wat jy moet uitleef? Waarvoor het die Here jou geroep? En wanneer gaan ek en jy begin om dit uit te leef? Het hy jou geroep as 'n apostel? Het hy jou geroep as 'n profeet? Of as 'n evangelis? As 'n herder? Of 'n leraar? Of om die heiliges toe te rus met dienswerk? Wat het jy gekry al om te doen vir die Here? Doen dit met 'n passie. Doen dit so asof jy dit vir die Here doen. Jy doen dit nie vir die mense nie, want jy gaan nie 'n salaris verdien om te sê, maar ek is nou dit, so nou moet ek by kry nie. Nee, ons doen alles wat ons doen ons so asof ons dit vir die Here doen. En die Here sal ons beloon, en hy sal vir ons gee na die begeertes van wat hy vir ons in voorraad het, nee, as ek dit so kan stel. So kom ons bid en ons vra vir die Here, Here, wat wil U hê moet ek doen? Waar wil U my gebruik? En gebruik my. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir hierdie nuwe dag, Here. Dankie dat ons vanoggend net hier kan opstaan en net weet, Here, dat hierdie nog 'n dag wat U vir ons gee. En Here, wat is die roeping wat U my voorgeroep het, Here? Wat is dit wat U wil hê moet ek doen? Niks uit myself uit nie. Nie uit my eie comfort nie, Here, maar wat is U doel vir my? Leer my, stig my en gee vir my die woord om dit te kan doen. In Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie, gaan uit hierdie naweek, gaan geniet hierdie naweek, maar onthou, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik nie. En as jy God nie daarin kan verheerlik nie, stop daarmee en vind uit wat is jou roeping en leef dit uit in Jesus naam. Amen.